into idolatrous submission. Immoraliteit, seksuele immoraliteit is deel van die Jezebel opereringssysteem. Dis een van die goed waarin manne en vroue vasgevang word, want as hulle vasgevang is en Jezebel weet daarvan, dan kan hulle niks sê. Want Jezebel sê net een ding: ek gaan profeteer. Ek gaan praat. Waarmee jy vir jou besig hou, maar dis eintlik Jezebel wat jou daar vasgevang. So as jy nie luister wat ek sê nie, dan praat jy. Die mense sal hoor waarmee jy vir jou besig hou. Een van die dinge wat vandag gebruik word deur Jezebel, deur die gees van Jezebel, is die televisie. En daarmee sê ons nie televisie hoe sê mens, kwaad, nee, of is verkeerd. Ons moet liewer seker maak waarna kyk ons. Jezebel opereer vandag baie gemaklik. Sy vang vir jou binne in jou huis, op jou couch, waar jy sit en rustig sit en kyk hoe dat Jezebel vir jou inslip. Valse kerke, seksuele immoraliteit. Daar's 'n naam vir die ding. Help my gou Afrikaans. Pornografie. Die TV skitter in daardie sak om mense te verlei. Dis Jezebel wat alreeds sy kloue ingeslaan het op die wêreld. Besig is, eintlik nie eens besig is nie. Hulle is klaar in ons huis. En ek en u moet seker maak wat ons toelaat in ons huis en nie. Prophetic suppression. Jezebel onderdruk die profetiese stem van God. Want sy alleen is die profeet. En enige iemand anders wat sê, wil opstaan en sê, so sê die Here, sê sy, luister. Ek is alleen die profeet van die Here. Jy is nie geroep nie, jy is nie 'n profeet nie. Onthou sy is die een wat die leier se kop laat afhaal. Jezebel was daarvoor verantwoordelik dat Obadiah die profete in grotte moes wegsteek. Want Jezebel is op hulle spoor om hulle dood te maak. By calling herself a prophetess, she's overruling the set men of the church. Sy neem heeltemal beheer oor van die kerk. Heeltemal. Dit is so gevaarlik as soos wat dit is. As gevolg van Jezebel is Johannes se kop afgekap op 'n skinkbord. Prys die Here. As gevolg van Jezebel gees. Jezebel hates repentance. Die woord van die Here sê hier in Openbaring hoofstuk 2, hy het kans gegee dat Jezebel moet bekeer. Maar Jezebel wil nie bekeer nie. En as dit nie gebeur nie, kom hy terug en hy straf met die dood. Die kerk van Christus, daar is 'n ware kerk en daar is 'n vals kerk. Ons gaan binnekort gaan ons net bedien rondom die ware kerk, die valse en die valse kerk. En die verskil uitwys, hoe lyk 'n ware kerk van God en hoe lyk 'n valse kerk van God. Valse kerk kom nie van God of Jesus. Daai is. Hoe lyk 'n valse kerk want die kom van die vyand. Dis nie God se kerk.
Wat ek vanmorgen vir julle wil sê is, Jezebel is nie alomteenwoordig nie, né? Jezebel weet nie van alles wat gebeur. Sy opereer egter in enige kerk waar die leier van God nie onder direkte autoriteit van God staan. Jezebel het die kans om in te kom in enige bediening waar die leier onder die beheer staan van die raad van ouderlinge en diakens. Die kerkraad beheer die man van God. En deur hulle werk Jezebel saam om die leier van God te vernietig en uit die kerk te kry. 'n kerk wat nie in direkte autoriteit onder God opereer nie, loop die gevaar van selfvernietiging. As net een manier om Jezebel te oorkom, ek maak klaar, ek gaan vinnig klaar maak. En dis die voorbeeld van Jehu. Jehu in 2 Konings hoofstuk 9 vers 1 tot 3. Nee, 2 Konings hoofstuk 9 vers 1 tot 3. Jehu gaan en hy onderwerp homself aan die diensknegt van Elisa. Jehu onderwerp homself aan die apostel van God. Hy aanvaar die gesag en die salwing van Elisa se diensknegt, wat van Elisa gestuur is. Dis nie eens Elisa self nie. Maar hierdie man aanvaar die autoriteit van God op hierdie persoon se lewe en dit maak die onderwerping aan gesag maak dat Jehu Jezebel kon oorwin. Hoekom? Want Jezebel onderwerp homself aan niemand. En hierdie man van God kon met Jezebel klaarspeel as gevolg van hierdie dag. Elke gelowige kind van die Here, daar's net een manier vir u om Jezebel te oorwin, en dis deur Christ likeness, to become a true disciple of God. 'n ware disipel van God, om te word soos Jesus, om heilig te word, is die enigste manier, manne, die enigste manier om Jezebel in die huis op sy plek te sit, is om 'n ware disipel van God te word. Want al wat jy hoef te sê is, gaan weg agter my sande. As Jezebel so opereer, dan antwoord u met, gaan weg agter my sande. Daar staan geskrywe, die man is die hoof van die huis, en die vrou moet sy man onderdanig wees. En alle vrouens sê amen. Halleluja. In die kerk, die waars, is daar net een manier om jou te onderwerp aan gesag, die gesag van God en die gesag van die aangestelde man van God, die gestuurde, die apostel van God. En dit is die enigste manier hoe ons met Jezebel sal klaarspeel. Dat elkeen van ons van die leier af tot op die kleinste ou kindjie onderwerp onsself aan die gesag van God. Dit is die orde van God. Daar is geen ander manier. En alles waaroor ons vanmôre gepraat het, gaan oor die orde van God. God is 'n God van orde. Hy's 'n God van dissipline. En nou kan jy maar gaan kyk, onordelikheid, seksuele immoraliteit, 'n ongehoorsaamheid, ongedissiplineerdheid, is alles
wees, 'n ware disipel van God wees, as jy heilig word. Ek en jy moet heilig word, want God is heilig. Amen. Prys die Here. Daar's so 'n paar ander dinge wat ek graag wou vir julle gee, maar daar's nie tyd daarvoor nie. Ons stop daarso, dat ons vanmôre verklaar dat apostoliese profetiese mense, hulle dink nie Jezebel in hulle teenwoordigheid of hulle lewe nie. Daar's net een manier, Jezebel moet dood. En dis die situasie waarin ons kerk vandag is. Dat Jezebel het die baas geword van die kerk. En die manne van God het geen seggenskap en stem in die huis van die Here waartoe hulle geroep is. Daar is een baie belangrike dingetjie wat ek vergeet het om te noem. Jezebel maak dat die man van God sy roeping bevraagteken. Hoor jy? 'n gees van Jezebel, 'n gees van rebellie, maak dat die man van God sy roeping bevraagteken. Want onthou, as Jezebel praat en die baas praat. En as die baas praat, dan moet ek luister, want of hy vat my salaris weg, of hy vat die voordele